Goeiedag en baie welkom by hierdie week se Sinmaak. Sinmaak waar ons saam sin maak oor die skrif en die woord van God. So ons lees vandag saam in die boek van Romeine. Ons lees Romeine 9 vers 1 tot vers 18. Maar ons moet wel ook in gedagte hou dat Romeine 9 deel vorm tot by hoofstuk 11 vers 36. So dit is 'n eenheid. So ons moet dit nou in gedagte hou terwyl ons nou werk met die boek. So wat Paulus nou hierso sê, gaan verder tot in hoofstuk 11 vers 36. Maar hoofstuk 9 kan ons verdeel in verskillende dele. Vers 1 tot vers 18. Die tweede deel is vers 19 tot vers 29. En dan hoofstuk 9 vers 30 tot hoofstuk 10 vers 4. Dis die indeling wat ons kan gebruik vir hierdie teks. Nou begin Paulus, terwyl hy praat, en in hierdie afdeling wat ons nou mee besig is, 1 vers 18, kan dit dan nou weer onderverdeel word. So 9 vers 1 tot 14 sien ons dat Paulus is hartseer. Hoekom is hy hartseer? Oor sy volksgenote. En dan sien ons van vers 15 tot vers 18, is waar Paulus dan nou praat oor God se ongeregtigheid of regverdigheid. So dan vra hy nou die vraag, is God ongeregtig? So ons sal dan nou verder daaraan gaan, en dan volgende week kyk ons dan na vers 19 tot 29. Maar goed, kom ons lees eers saam en probeer sin maak van dit wat ons voor ons het vandag. Ek lees vir ons die 83 vertaling, bloot om 'n bietjie afwisseling te gee. Julle is steeds welkom om die 2020 vertaling te lees. Ek gaan net vandag die 83 lees. In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid. Ek lieg nie. En my gewete, wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en 'n voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is tog Israeliete. Vir hulle het God as sy kinders aangeneem en in sy heerlikheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit en aan hulle die wet van Moses gegee. Asook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aardsvader af en uit hulle is die Christus as mens gebore. Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Amen. Dit wil sê dat die woord van God nie meer geld nie. Immers, nie almal wat van Israel afstam is werklik Israel nie. En nie almal wat nakomelinge van Abraham is werklik kinders van Abraham nie. Inteendeel, die belofte was, uit Isak sal daar vir jou 'n nageslag kom. Dit wil sê, dit is nie die kinders wat in 'n gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is die kinders wat kragtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word. Die woorde, op die tyd sal ek weerkom, en dan sal Sara 'n seun hê, was immers 'n belofte. En dis nie al nie. Rebekka was net een keer swanger deur ons voorvader Isak. Toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat roep. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my krag tentoon kan stel, en my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so, dat God hom ontferm oor wie hy wil, en dat hy verhard wie hy wil. Ons lees net tot daar vandag. Hierdie deel wat ons nou gelees het, is nogal propvol 'n klomp dinge.
Maar so kom ons spring dadelik weg en ons kyk daarna. So Paulus begin hierso en hy sê dat Christus weet dat ek praat die waarheid. En my gewete, gelei deur die Heilige Gees, getuig saam met my. Getuig. So die Heilige Gees bevestig in Paulus wat hy dan nou sê. Hy lieg nie. Dat daar by my groot droefheid is. So daar's 'n hartseer by hom. 'n voortdurende hartseer. So dis aanhoudend. Oor sy broers. Nou ons moet baie mooi in gedagte hou, dames, dit is nie net die mans nie, dit sluit die vrouens ook in. So ons kan eintlik sê oor my broers en susters. As Paulus skryf van broers, dan reken hy die vrouens ook in by hierdie skrywe in hierdie gesprek wat hy gewoonlik het. En dan sê hy hierso, my eie volksgenote. So dit is die Israeliete. Ons nou in gedagte hou dat Paulus is 'n Jood en dit is sy eie mense waarvan hy nou praat en waarmee hy nou praat. En hy sê ek is regtig hartseer om te sien in wat se geestelike toestand my broers en susters is. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus. Nou wanneer hy sê afgesny van Christus, klink dit amper 'n bietjie godslastering, maar dit is nie. Paulus sê hiermee, ek is bereid om soos 'n offer te wees vir my volk. Hoekom? As dit tot hulle voordeel kan wees. Ek sal myself prysgee. Ek sal myself agterstel sodat my volk voor kan wees, sodat almal voorspoed beleef. Wat se voorspoed praat hy van? Wat se voordeel kon hulle wees? Dit is die ewige lewe, die kennis van God, die evangelie. So Paulus is bereid om self vervloek te wees, selfoffer te wees, mits die voordeel gaan aan sy volksgenote, wat ons dan nou daarbo weer sien, volksgenote. So hy sal dit doen. En hierdie voordeel is 'n verhouding met God en die ewige lewe en die evangelie wat hulle dan nou leer ken het. Want ons moet nou in gedagte hou dat baie van hierdie mense ken nie God soos Paulus hom ken nie. En dis hoekom hy so bedroef is daaroor en hartseer is daaroor. En dis hoekom dit so belangrik is. Hulle is tog Israeliete. Vir hulle het God as kinders aangeneem. Ons het in gedagte hou hierdie aanneem. God het hulle gekies. So ons kan ook sê God het hulle gekies as sy kinders. En in sy heerlikheid was hy by hulle. Wat bedoel hy hiermee? Ons kyk terug na die eerste 5 boeke van die Bybel. Die Here was by hulle gewees. Genesis sien ons hoe die volk groei en groter word en hoe ons sien die skepping plaasvind. Ons sien in Exodus hoe die volk dan uiteindelik uitgaan. Die Here is by hulle. Ons sien in Levitikus hoe die Here dan nou uiteindelik vir hulle wette gee, voorskrifte gee hoe om hulle lewe anders te maak as die mense om hulle. Dan sien ons in Numeri hoe die Here die volk tel en seker maak dat hulle sy mense is en die grootheid van die volk dan daar besef en dan in Deuteronomium weer die wette en hoe hulle dan nou oorgaan na die beloofde land toe die geskiedenis. So orals daar was die Here, hy's by hulle en hy het met hulle die verbonde gesluit en aan hulle die wet van Moses gegee. So dit is natuurlik nou wat ons sien die 10 gebooie. Asook die tempeldiens en die beloftes. So in hierdie verse wil Paulus dit duidelik maak dat die Here was baie goed gewees vir die volk. Hy het vir hulle ingesluit by die verbonde, hulle is aangeneem, hulle het die wet van Moses ontvang, hulle het die tempeldiens gekry en hulle het die beloftes gekry waar hulle dan nou voortstam. So daar's ons 5 dinge wat die Here vir die Israeliete gee, vir die volk gee. En Paulus is hartseer, want al gee die Here dit, erken almal nie God uiteindelik en Christus uiteindelik as die Messias wat gekom het nie. En dan gaan hy verder, waar hy so aan die einde sê, en uit hulle is Christus as mens gebore. So Paulus praat baie keer van God en Christus as 2 verskillende wesens. So hy praat baie keer van Here of Heer,
en dan verwys hy na Christus, en hy praat baie keer van God, en dan praat hy natuurlik van God, en dan verwys hy na die Vader. So, dit is wat Paulus baie keer doen in sy briewe, maar hier, soos wat Paulus hier praat, hy is God, sien ons die eenheid wat daar kom met God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So Paulus maak hierso nou nie 'n onderskeid tussen hulle nie, maar God sê, Christus en God self is dieselfde, dis eenheid. Hulle is verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Dis tot die einde van tyd toe. Amen. Wat beteken amen? Amen beteken, dit is waar en dit is seker. So Paulus wil bevestig en beklemtoon met hierdie amen, hier aan die einde van vers 5, dat alles wat hy nou gesê het is waar en dit is seker en dit is so, en as ons dit in vandagse tyd op sosiale media sou sit, sou ons sê, #feite, dit is feite, dit is so. Hy gaan verder. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geldig is nie. Immers, almal wat van Israel afstam is werklik Israel. Is werklik Israel nie. En nie almal wat nakomeling van Abraham is werklik kinders van Abraham nie. Hierdie stelling is 'n bietjie van 'n, soos die Engelsman sal sê, 'n loaded stelling. Want hier maak Paulus nou die stelling dat nie almal is kinders nie. So dis amper een van daardie oomblikke waar Paulus 'n stelling maak en die hele almal wat dit hoor, die hele gemeenskap sal, wat het hy nou gesê? En dis presies wat nou hier plaasvind. Paulus maak 'n stelling en sê dat al die Israeliete is nie almal kinders van God nie. Hoekom sal hy nou so iets sê? En dan verduidelik Paulus dit met die woord inteendeel. Die belofte was, uit Isak sal daar vir jou 'n nageslag kom. Dit wil sê, dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is nie. Hier praat ons nou van genealogie. So, dit is die oupa, die pa, en dan die seun. So, Paulus sê hierso deur, dat dit gaan nie so 'n lyn vorm nie, dit gaan nie so afgaan, en so is ons kinders nie. So, wat hy eintlik wil sê is, dalk is oupa deel, en dalk is die seun deel, maar nie die pa nie. Dit is hoe God besluit, hy besluit hoe hy dit wil doen, so dit is nie 'n bloedverwant nie, dit is geestelik van aard. Wat kinders van God is nie, dit is kinders wat kragtens die belofte, dis die belofte in die verbond gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word. En dit is dan nou waar daardie lekker kinderliedjie opkom van Vader Abraham het baie seuns en baie seuns het Vader Abraham. Ek is een van hulle en so ook jy. Kom sing saam en wees bly. Ek sal kyk of ek vir ons 'n skakel kan opsit op die video na een van die liedjies toe. En dan kan die kinders lekker saam sing. So, ons sien nou hierdie belofte en ons elkeen wat glo wat God in ons bewerk het, ons is ook kinders van Abraham. Ons is deel van Abraham. Nie fisies letterlik deur die bloed nie, want genealogies is ons nie deel van dit nie. Maar ons is deel van die volk van God, waar ons dan uiteindelik bygevoeg is. En dit is ook iets wat ons moet in gedagte hou. Ons as die Afrikaner is nie die uitverkore volk van God nie, maar ons is toegevoeg tot die uitverkore volk van God. Ons is toegevoeg en ons is uitverkorenes deur God se genade alleen. Vers 9, die woorde, op die tyd sal ek weer kom en dan sal Sara 'n seun hê, wat was immers die belofte. En dan sê Paulus iets hierso, wat vir my partykeer laat dink aan 'n very mark advertensie. But wait, there's more. En dis nie al nie. Rebekka was net een keer swanger deur ons voorvader Isak. Toe haar kinders nog nie gebore was nie, ook nog niks goeds of kwaad gedoen het nie. Toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. So nou moet ons in gedagte hou, Jakob en Esau. So, dis die kinders waarvan nou gepraat word. Niks goeds of kwaad gedoen het nie. So, waarvan getuig dit? Dit getuig van die soewereinheid van God. Hy het dit geweet voor die tyd. En omdat hy dit voor die tyd gewees het, daarom het hy uitgekies. En dan soos wat Paulus sê later
in die einde van hierdie vers, die uitverkiesing. Die uitverkiesing is een van die kardinale begrippe en dogmatiese leerstellings in die gereformeerde leer. En die uitverkiesing, ek sal 'n skakel aanheg by hierdie video, wat lei na 'n webtuiste waar die Dordtse leerreëls is, wat die uitverkiesing ook vir ons beter verduidelik. So die uitverkiesing word gedoen alleenlik omdat dit van God afhang, en ons sien dit hierso. Dit is nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat roep. Dis iets wat baie mense nie wil hoor nie. Die Here is die een wat roep, en dit hang van hom af, nie van die mens nie. Die mens beteken nie veel nie, maar het hang van God af, van hom wat roep, niemand anders nie. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Nou maak Paulus weer een van daai vrae, dit is 'n retoriese vraag. Dit is nie so nie. So, God is nie onregverdig nie. Hy is juis regverdig. Deur die uitverkiesing sien ons hoe regverdig God is. So, dat God onregverdig is, beslis nie. Vir Moses het hy gesê, en dan is hierdie aanhaling wat ons hierso sien uit Exodus 33 vers 19. Dan begin hy dit nou aanhaal. So, hoekom haal Paulus dit aan? Sodat mense kan onthou dat hy eerstens, hy ken die wette. Hy ken die skrifte, die boeke wat daar geskrywe is oor die Ou Testament. Onthou, hulle het nie die Nuwe Testament gehad nie, hulle het die Ou Testament gehad, so die skrif ken hy. Sy Bybelkennis is goed, en daarom haal hy dit aan, maar nou sê hy dit vir die Jode. So hy wil dit ook tuisbring by hulle en sê, ek herinner julle dat dit gesê is. En dan hierdie mooi woorde, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dis 'n aanhaling van Exodus 33 vers 19, waar die Here bevestig dat hy gaan doen wat hy wil, want hy is regverdig, hy is God, hy is koning. Dit hang dus nie van 'n mens se wil en strewe af nie, maar van God wat barmhartig is. God is barmhartig, dit is een van sy karaktereienskappe, dit is wie hy is, hy is barmhartig. Saam met die uitverkiesing en saam met hierdie ontferming, moet ons in gedagte hou, dat die Bybel, die skrif sê nêrens vir ons, dat God iemand sal wegwys nie. As iemand na hom toe nader, en in hom glo, daadwerklik glo in hom, 'n verhouding met hom het, en deur Christus tot hom kom, sal die Here hom nie een kant stoot nie. Die Here is barmhartig en genadig, maar die Here kies ook teenoor wie hy hierdie genadigheid wil bewys, hierdie barmhartigheid wil bewys. En hoe sien ons dit dan? Dan sien ons dit in die woorde, wat dan volg. In die skrif sê God immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my krag kan tentoonstel, en dan hier aan die einde, dat my naam oor die hele aarde verkondig sal word. So, amper, hoeveel jaar is dit nou later? Amper 4000, 6000 jaar later, praat ons steeds oor die gebeure dat Farao se hart verhard is. Nou ons moet 'n gedagte hou, sy hart is nie soos 'n klip verhard nie, maar sy hart is verhard in die sin dat die Here hom oorgegee het aan sy eie wil en sy eie begeertes en sy eie dinge. So die Here het net gesê, doen wat jy wil, jy maak in 'n geval soos wat jy wil, jy sê dan jy is 'n God, so ek gee jou oor aan jou eie wil. So Farao is nooit uitgekies in die sin van redding nie, maar hy is uitgekies in die sin van dat die Here deur hom wys hoe kragtig en majesteit die Here self is. So, dis hoekom baie mense, of nie baie mense nie, ons kan dit nie sê nie, dis hoekom daar mense is wat nie uitgekies is nie. Want God moet deur hulle, of nie moet nie, God gebruik hulle baie keer, sodat ons kan sien hoe groot en goed hy is. En dis iets wat ons nie noodwendig kan verstaan nie, ons kan nie begryp hoekom dit so is nie. En daarom kom die woorde dan van Romeine 11, wat sê, God se weë is nie ons weë nie, ons ken dit nie, ons verstaan dit nie. Maar hy is nog steeds regverdig. Ek hoop, ons het vandag so 'n bietjie sin kon maak van wat hier staan,
en so 'n bietjie kon praat oor die uitverkiesing. Ek wil elkeen van julle aanmoedig, as julle enige vrae het daaroor, is julle welkom ook die e-posadres aan die einde van hierdie videoetjie te gebruik en vrae in te stuur. Dan kan ons dit in die volgende video ook hanteer. saamsinmaak@gmail.com. Maar tot dan, mag elkeen van ons daadwerklik in die genade en die barmhartigheid lewe van die God wat hom ontferm, oor wie hy hom wil ontferm, en dat ons daarin lewe, sodat ons meer getuig van God en sy grootheid. Tot volgende week.